Joppie, dankie Kerkraad, dat julle my die geleentheid gun om dan hierdie volgende paar weke dan my prakties hier te kan kom doen. Nou net so vinnig my voorstel aan julle, soos om Joppie klaar my voorstel, ek is Chris Troski, ek is 3de jaar student by die Kweekskool en ek het my 3de jaar geslaag en gaan dan nou oor na my 4de jaar toe. So volgende jaar is dan my laaste jaar op die Kweekskool en dan gaan ek uit vir my praktiese 5de jaar. Nou, ek wil net vra dat ons ook in ons gebede asseblief aan die Kweekskool sal dink. Die studente wat daar is, dit gaan nie altyd maklik nie. Die Satan soek nie daardie plek nie en hy val ons aan oralste waar hy ons kan aanval. So ons het julle gebede regtig nodig om ons ook op te dra aan die Here en te verseker dat daar vir ons beskerming is van die Here af, sodat ons klasse kan deurloop, ons eksamens kan doen en ons dan so kan deurgaan en dan predikante kan word wat dan julle kan bedien met die woord. En sodat ons kan sê, so sê die Here. En nie dat dit die woord van 'n mens is nie, maar dat dit die woord van die Here is. En dan wil ons ook vra dat julle asseblief graag sal bid vir nuwe studente. Ons kort regtig baie studente, ons Kweekskool, die predikantkorps is besig om uitgedun te raak. En daar kom nie regtig baie nuwe studente in nie. Ons is nou gelukkig, ons is 'n groot groep van 7 wat nou 4de jaar toe gaan, maar daar is net 1 4de jaar wat hierdie jaar uitgaan. So dit is net 1 predikant wat uitgaan en daar is 'n tekort van amper 20 predikante op hierdie stadium. So ons wil graag julle voorbidding vra dan, so dat die Here sal voorsien, want dit is tog 'n opdrag wat hy vir ons gegee het, daar in Lukas 10 vers 2, wat hy sê, bid dan tot die Here van die oes, dat hy vir ons predikante sal stuur. En daarom vra ek julle graag, asseblief, as julle hierdie week, elke dag in julle gebed net sal opdra, dat mannes hulle die woord van God sal hoor, die roepstem sal hoor, en daarop sal antwoord. Dankie. Ja, hulle sê as die duiwel ons nie daar buitekant kan keer nie en aanval nie, dan sal hy ons hier in die kerk met ons toerusting sal hy ons baie keer aanval, dat die goed nie altyd wil werk nie, soos om Joppie nou vanoggend gesien het ook. Nou ja, weer eens ek groet u in die naam vanmôre van ons koning en ons verlosser, ons Here Jesus Christus. Welkom aan die een en elkeen hier in die kerk en ook aan die besoekers wat hier is. Kom ons begin hierdie diens op die gepaste wyse. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Ja Here, aan u kom toe al die eer en heerlikheid en lofprysing van ons harte. Mag die Gees van sitplek tot sitplek gaan en elke oor en hart ontvanklik maak vir u woord. Amen. Nou gemeente, kom ons staan en dan sing ons saam die openingslied, soos wat dit op die bord sal verskyn, Halleluja lied 181 verse 1 en 2, saggies en teer.
Gemeente, vanmôre hou ek vir ons die wet voor en ek gaan die samevatting van die wet lees uit Markus 12 van vers 28 tot 34. En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoorhede twis en wis dat hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom: "Wat is die eerste gebod van almal?" En Jesus antwoord hom: "Die eerste van al die gebooie is: Hoor Israel, die Here, onse God, is 'n enige Here. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dit nie." En die skrifgeleerde sê vir hom: "Goed, meester, u het met waarheid gesê dat God een is en daar geen ander is as hy nie. En om hom lief te hê uit jou hele hart en uit jou hele verstand en uit jou hele siel en uit jou hele krag. En om jou naaste lief te hê soos jouself is meer as die brandoffers en die slagoffers." Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom: "Jy is nie ver van die koninkryk van God nie." En niemand het dit meer gewaag om hom vrae te stel nie. Nou, liewe gemeente, ek gaan julle nooi om te staan en dan doen ons belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Spreek dan nou soos volg in die hart: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het na die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groenwy velde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Die berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. Die maak my hoof vet met olie. My beker loop oor.
sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. Tot sover die onfeilbare woord van God. Nou ek gaan die manne vra of dit moontlik is om te staan, dan van julle van saam in gebed. Onse groot en almagtige God, Hemelse Vader, Seun en Heilige Gees, ons buig vanmôre voor U, en ons wil U naam loof en prys. Ja Here, want aan U kom toe die lof en die eer en die lofprysing van ons harte. U wat ons opperherder is, U wat ons lei dag vir dag deur U woord. Ja Here, ons wil hierdie diens aan U opdra, dat U naam hier verheerlik sal word. Mag ons bid, Here, dat die Heilige Gees van sitplek tot sitplek sal gaan en harte en ore ontvanklik sal maak vir hierdie woord wat uitgaan vandag. Ja Here, en dan bid ons ook dat hierdie woord nie net hier sal bly nie, maar die woord uitgedra word daar na buite toe. Waar dit elkeen van ons se plig is, Here, om hierdie evangelie van U en hierdie woord en selfs hierdie boodskap van vandag daar buite ook te gaan verkondig. Ons bid vir die gemeente, Here, dat U elke een van hulle in U liefde sal toevou, dat U elke een van hulle die Heilige Gees in hulle harte sal werk, en dat hulle U lig daar buite kan uitstraal. Ons bid vir die Broers Kerkraad wat hierdie gemeente moet bedien. Ag Here, geef U vir hulle die wysheid, die krag, die insig wat hulle nodig het, om nie net die finansies wat hulle ingekry het vanmôre op die regte manier te kan bestee nie, Here, maar dat hulle selfs die gemeente ook op die regte manier bestee en bedien. Ons bid, Here, dat U vir hierdie gemeente 'n herder sal stuur. Een wat hulle kan lei, Here, na groener weivelde, na waters waar daar rus is, Here, sodat elke een van hulle U liefde kan ervaar. Ons bid vir die siekes in die gemeente, Hemelvader, ons weet dat U nie net ons herder is nie, maar dat U ook die groot geneesheer is. Ja Here, dat U net nodig het om 'n woord te spreek om ons te genees. Bid ons vanmôre, Here, dat U U hand nie sal terughou nie, maar dat U elke een van hulle sal aanraak tot verheerliking van U naam. Mag ons vandag, Here, net U liefde ervaar. Mag ons vandag besef, Hemelvader, dat U ons opperherder is. Ag Here, en mag U vandag hierdie diens seën. Ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Liewe gemeente, ons teks van oordenking vanmôre is niks anders as vers 1 nie, waar Dawid geskryf het, die Here is my herder. Nou Dawid se pragtige psalm oor die herder is een van die Bybel se bekendste gedeeltes. Hierdie 23ste psalm word waarskynlik net soveel kere daar buite as binne in die kerke opgesê en gelees. Hoekom? Omdat dit 'n inspirerende boodskap is van hoop op so 'n manier wat almal kan verstaan. Dawid het gedoen wat enige goeie skrywer doen. Hy het geskryf oor wat hy van weet, dit wat hy kennis van gedra het. Nou Dawid het kennis gehad oor die lewe en sy donker skaduwees. Hy was vertroud ook met 'n herder se werk. Daarom het hy hierdie twee meesterlik saamgevoeg om van die mees vertroostende woorde van hoop dan te skryf. Dawid het baie gevare in sy lewe
in die gesig gestaar. Tye wanneer hy nie geweet het of hy die dag sou oorleef nie. Tye wanneer hy misverstaan was, sy lewe bedreig was en hy selfs aangeval is. Tye wanneer die skaamte van sy sonde hom in die diepste van wanhoop gestuur het. Deur dit alles het hy die onwrikbare teenwoordigheid van God ervaar. Net soos hy sy skape deur 'n donker vallei gelei het, het Dawid sy herder om deur die donker tye in sy lewe gelei. Net soos Dawid se skape sy stem deur die donkerte herken het en die geluid gevolg het, het God se stem vertroosting en leiding vir Dawid gebring, toe hy nie geweet het waarheen om te gaan nie. Wat 'n ongelooflike voorbeeld is dit dan nie, dat hierdie oneindige Here teenoor sy mense die amp en selfs die karakter van 'n herder aanneem. Dit behoort as onderwerp van dankbare bewondering te wees, dat die groot en almagtige God toelaat dat hy vergelyk word met enige iets so groot, wat sy groot liefde en sorg vir sy mense so uitbeeld. Jesus self het gesê dat hy die goeie herder is. Ons lees dit in Johannes 10 vers 11. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. As ook in Johannes 10 vers 14. Ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Dawid self, wat 'n skaapwagter was, het beide die nood van die skape en die vele sorg van 'n herder verstaan. Daarom kan hy homself vereenselwig het met dit wat hy neergepen het. Hier egter vergelyk hy homself met 'n skepsel wat swak, weerloos en dwaas is. En hy neem God as sy bewaarder, sy leier en inderdaad sy alles aan. Hy kyk op na sy opperherder wat aan hom in al sy behoeftes kan voorsien. Hy, Dawid, sien homself as deel van God se kudde. Nou 'n skaap is 'n eiendomsvoorwerp. Dis nie 'n wilde dier nie. Sy eienaar heg groot waarde daaraan en dit word dikwels teen 'n groot prys aangekoop. In 1 Korintiërs 6 vers 20 skryf Paulus, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Dis goed om te weet, soos Dawid beslis ook het, dat ons aan die Here behoort. Daar is 'n edele toon van vertroue oor hierdie sin. Die Here is my herder. Daar is geen as of maar of selfs nie 'n ek hoop so nie. Maar hy sê die Here is my herder. Daar is geen twyfel in die sin nie, net 'n reguitstelling. Die bepalende woord van die sin is daardie een lettergreep, my. Dawid sê nie die Here is die herder van die wêreld in die algemeen nie, en hy lei die menigte as sy kudde uit nie. Maar eerder, die Here is my herder. As hy vir niemand anders 'n herder is nie, is hy vir my 'n herder. Hy sorg vir my, hy waak oor my, en hy bewaar my. Die woorde is in die teenwoordige tyd geskryf. Hy is nou my herder. Wat ook al die wedergebore Christen se posisie is, hy is selfs nou onder die pastorale sorg van ons opperherder. Hierdie herder is 'n voorsiener vir sy kudde. Sonder hom is ons as sy kudde verlore. Nie een van ons kan sonder sy voorsiening voortbestaan nie. Geen mens het ook die reg om homself as deel van hierdie kudde te beskou, tensy hy sy natuur vernuwe het nie.
tensy hy 'n nuwe skepsel geword het deur wedergeboorte nie. Ja, elkeen wat hier sit as wedergebore kinders van God, is deel van hierdie kudde van die Here en kan deel in daardie voorsienigheid van hom. Hy wat in ons alledaagse behoeftes voorsien. Ons lees daar in vers 1, niks sal my ontbreek nie. Dawid weet, omdat die Here sy voorsiener is, sy herder, wat na al sy behoeftes omsien, hy nooit tekort sal hê nie. Dis daardie wete van 'n skaap, wat heeltemal tevrede is met sy herder, en ten volle tevrede is met sy of haar lot in die lewe. As 'n herder nie na sy kudde omsien nie, dan is die kanse dat hy hulle aan die dood kan afstaan, net soveel groter. Dawid se herder het nie net aan sy fisiese voorsien nie, maar meestal aan sy geestelike. Nou as skape van sy kudde is ons altyd behoeftig, altyd afhanklik van ons herder, ons skepper en ons onderhouer, wat altyd in ons nood voorsien, maar nie in ons gierigheid nie. Ons kom niks kort nie. Hy voorsien in elke een van ons daaglikse behoeftes. Ons sien dit dalk soms nie raak nie, en wil dalk kla dat ons tekort skiet in ons lewens. Het jy 'n huis om in te woon? Het jy 'n bed om in te slaap? Het jy klere om aan te trek? Het jy kos om te eet, al is dit soms net 'n stuk droë brood of pap sonder melk en suiker? Het jy geliefdes wat om jou sit, wat vir jou lief is? My liewe vriend, dan kom jy niks kort nie. Matteus 6 vers 31 tot 34 sê Jesus, daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Ons kla soms met die witbrood onder die arm, terwyl ons niks kort kom nie. Nie net voorsien hy in ons fisiese behoeftes nie, maar hy voorsien meestal in ons geestelike behoeftes ook. En ja, ons staar soms blind teen dit wat ons nie het nie, en sien nie dalk raak wat vir ons eintlik kosbaar moet wees nie. Soos die vryheid om Bybel te kan lees en hierdie boodskap met ander te kan deel. Daardie vryheid om op 'n Sondagmôre kerk toe te kan kom, sonder om oor jou skouer te loer, wie gaan jou vervolg? Jy is dalk so verknog in hierdie feit, dat jy dalk mis, dat die Here jou lei na groen weivelde, waar hy jou siel kan voed. Psalm 23 vers 2, die A-gedeelte, hy laat my neerlê in groen weivelde. In Dawid se tyd was groen weivelde, fonteine, putte en oases gewees, loweryke plekke in die woestyn waarheen herders hulle kuddes kon lei. As daardie skape aan hulle self oorgelaat sou word, sou daardie skape die wildernis in dwaal en sterf. Nou ervare herders het die terrein goed geken en hulle kudde na bekende grasvelde en strome toegelei, daar waar hulle kon lê en rus. Die prentjie hier is van skape wat wei en nie drink nie, maar ook in rus is, lêend, neerlê om Dawid se eie woorde te gebruik, heel duidelik veilig te voel. Want 'n skaap wat nie veilig voel nie, sal nie gaan lê nie.
En dan die werkwoord lei, dui ook op 'n stadige en 'n rustige pas. Die toneel is een van rustigheid, van tevredenheid, van rus. Die algemene praktyk van herders was om hul kuddes vroegoggend in ruwe weivelde te laat wei. Hulle dan na beter grasse toe te lei soos die dag aangaan. En dan, as die middag nader kom, hulle na koel, skaduryke oases vir middagrus te lei. Hierdie oases is gewoonlik 'n fontein of 'n put wat water en voeding kon verskaf het. Ons mag dalk nou in daardie dorre, klipperige weiveld wees. Daar waar daar 'n brullende leeu rondloop en soek wie kan hy verslind. Maar ons het daardie wete dat hy ons lei. Hierdie opperherder van ons lei ons ook na daardie groen weivelde. Hy lei ons nie na dorre, droë gras toe nie, maar na lewende groen gras. Hy voorsien nie net in ons fisiese behoeftes nie, maar ook in ons geestelike. Hierdie lewende woord wat hy aan ons voorsien het, is daar om ons siel te voed. Johannes 6 vers 35 sê Jesus, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Deur ons te voed met sy woord, gee hy ons nuwe lewe en nuwe krag. Die van julle wat julle laat voed met God se goedheid, sal sy leiding volg. Hy lei jou deur sy voorsienigheid, deur sy woord en deur sy gees. Hy beskik oor jou sake ten beste volgens sy raad. Jou liefde en dade beskik hy volgens sy bevel en rig jou oog, jou weg en jou hart in sy liefde. Hierdie herder van jou lei jou ook na waters waar daar rus is. Soos Dawid geskryf het in vers 2b, na waters waar rus is, lei hy my heen. Stille waters is nodig vir skape om te drink. Skape is bang vir vlinnig vloeiende water. Daardie gedruis wat deur die ruwe water veroorsaak word, maak hulle skrikkerig. En dan kom hulle nie naby die waters om te drink nie. Die herder se voorsiening van stille waters het 'n streelende effek om die skape te kalmeer. Nou bokke is redelik onafhanklik. Hulle het nie nodig om 'n herder te hê nie. Hulle gaan waar hulle wil. Maar skape is afhanklik van hulle herder om veiding en water vir hulle te vind. Herders bied ook skuiling, medikasie en soms hulp met geboorte. Kortom, hierdie skape is feitelik hulpeloos sonder hulle herder. God lei sy mense nie na stille waters van verderf en vuilheid wat vuilheid versamel nie. Ook nie na onstuimige see met sy vratsgolwe of die vinnig vloeiende vloede nie. Hy lei hulle eerder na stille waters, want daardie stil lopende water stem die beste ooreen met daardie stille geestelike gemoed wat nodig is om sy kudde op te bou. Ek kan my net daardie prentjie indink, hierdie lowergroen grasvelde en kristalhelder stroompies, water wat oor ronde rivierklippe kabbel, koel verfrissende waters wat daardie lafenis bring. Bring dit nie 'n kalmte en 'n rustigheid in jou gemoed nie. Daar is niks so streelend soos die geluid van water wat oor klippe spoel en oor klein watervalletjies tuimel nie. Sonder kos kan 'n mens dalk 'n tyd lank lewe, maar sonder water vergaan jy gou. Veral as jy in 'n warm, dorre plek is. Ons liggame bestaan uit 2/3 water, en as jy oormatig perspireer, verloor jy vog baie vinnig
en kan lei tot dehydrasie. Dan funksioneer jou liggaam nie meer korrek nie en kan die organe ophou werk. Ons het water nodig om voort te bestaan. Maar ons het nie net fisiese water nodig nie, maar ook hierdie geestelike water. Jesus het gesê, hy is die lewende water, en dat almal wat dors het na hom toe moet kom. Hy het ook vir die Samaritaanse vrou by die put gesê, dat die wat van hierdie water drink wat hy bied, nooit weer dors sal word nie. Hierdie water wat Jesus van praat, is nie die water wat uit jou kraan uitkom, of uit 'n bottel uitkom nie, maar daardie geestelike water wat hy ons bied. Hoe wonderlik gaan dit nie wees om eendag in daardie lewende water van te kan drink, wat uit die troon van die Here vloei, soos dit beskryf word in Openbaring 22 vers 1 nie. Daardie lewenswater les nie net jou dors nie, maar dit verkoop ook jou siel. Dit maak daardie bedroefde siel weer nuut. Hierdie herder van ons, wat vir ons voorsien, maak ook ons siele nuut. Soos ons daar lees in Psalm 23 vers 3, die A-gedeelte, hy verkoop my siel. Wanneer die siel bedroef word, wek hy dit weer op. Wanneer dit sondig is, heilig hy dit weer. Wanneer dit swak is, versterk hy dit. Hy, hierdie opperherder van ons, doen dit vir ons. Daardie vernuwing van die siel is uiters noodsaaklik vir die mens. Wanneer daar wedergeboorte plaasvind in 'n Christen se lewe, dan word daardie siel weer nuut gemaak. Ons sien in 2 Korintiërs 4 vers 16, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Dawid het hierdie verkoeking van sy siel deur die Here geken. In tye wat hy na die donker moddergat en afgedwaal het, en hy tot sy Here genader het God hom daaruit gelig en sy siel weer lewend gemaak. Voel jy soms geestelik uitgeput? Ja, dit kan met enige een van ons gebeur. Miskien dra jy 'n buitengewone swaar las of probleem. Jy het dalk iets gesê of gedoen wat jy nie moes nie. En nou vreet dit aan jou soos 'n kanker. Miskien het jy teen 'n knaande versoeking geworstel, of jy was aan die ontvangkant van onregverdige kritiek. Wat dit ook al is, dit het jou neergeslaan. Diep binne jou siel is daar 'n moegheid, wat jy dink jy nie kan oorkom nie. Geestelik uitputting kan jou onverwags betrap. Dit is onsigbaar en jy sien dit nie moontlik of gewoonlik aankom nie. Dit kan so geleidelik gebeur dat jy voor jy dit weet, jy afgedwaal het van God. Miskien het jy so ver van God afgedwaal dat jy nie meer seker is of jy omgee oor die geestelike dinge nie. Jou probleme het jou weggelei van jou tyd saam met jou God. Jou stilte tyd in die oggend het nou plek gemaak vir die wêreldse dinge. Liewe vriende, daar is hulp te verkry. Die Here het net daardie spesiale manier om jou geestelike lewe weer te versterk. Sy Gees deursoek jou gedagtes sodat jy jou denke weer kan vernuwe. Hierdie herder van jou kan jou na mense lei waar jou siel verkoop sal word sodat jy weer nuut kan wees. Hy mag jy dalk iets oor homself leer wat jou 'n vars opgewondenheid oor jou Christenskap gee. Hy sal jou teruglei na 'n lewe wat sy eie geregtigheid weerspieël. Die wyse waarop hy kies om jou te herstel
is net so uniek soos wat jy is. Die herder sal jou siel verkoop as jy hom daarvoor vra. Jy moet net nooit te bang wees om te vra nie. Hierdie herder is daar om jou gees te voorsien, dit wat volgens hom nodig is. Hierdie selfde herder lei jou ook in geregtigheid. Die laaste gedeelte van vers 3 skryf Dawid, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Die hooftaak van 'n herder is om sy kudde op 'n regte pad te lei. Hy lei hulle na plekke van voeding en rus, soos dit in vers 2 staan, waar hy lei sy kudde ook op die pad van geregtigheid. Geregtigheid is die handeling om reg te laat geskied en regverdig te behandel. Hy skenk aan elkeen van ons en voorsien in elkeen van ons se geestelike behoeftes. God se leiding in die lewe van ons as gelowiges is meer as net 'n kwessie van om ons op die regte pad te lei. Dit behels dat hy ons op paaie van geregtigheid lei. Ons goeie herder, Jesus Christus, het opgevaar na die hemel om aan ons die Heilige Gees te voorsien, sodat hy ons op die pad van geregtigheid kan lei. Sonder die Heilige Gees is ons soos dwaalende skape, wat elkeen sy eie pad loop. Om te doen wat reg is in die oë van die Here, is nie in ons eie krag nie. Ons het die hulp van die Heilige Gees nodig. Ook lei hierdie herder ons met krag en vertroosting, al gaan ons deur daardie dal van doodskaduwee. Ons sien daar in vers 4, skryf hy, al gaan ek in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Die lewe is vol skaduwees. Daar is 'n boosheid daar buite. Daar is gevare. Daar is skrikwekkende valleie waar die berge die lig blokkeer. Die dood werp 'n skaduwee van vrees oor die lewe. Maar Jesus as goeie herder sal saam met sy kudde deur daardie vallei loop. Hy sal die skaduwees van vrees verdryf, want hy is die lig. Johannes 1 vers 4 tot 5 sê Jesus daar in hom, of skryf Johannes altans, in hom was die lewe, en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Hoeveel keer het Dawid nie die dood in die oë gestaar nie? Saul wou hom by verskeie kere doodmaak. Selfs sy seun Absalom moes hy voorvlug. En deur dit alles het die Here hom bewaar en hy het die dood nie gevrees nie. Paulus het ook geskrywe daar in Filippense 1 vers 21, want vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Vir hom het ook die doodse skaduwee nie 'n bedreiging ingehou nie. Let daarop dat ons nie in die vallei loop nie, maar deur die vallei. Ons gaan deur die donker tonnel van die dood en kom te voorskyn in die lig van die onsterflike. Die dood, my broer en suster, is nie die huis nie, maar dit is die stoep. Dis nie die doelwit nie. Dis die deurgang na die doelwit toe. Ons moet weet dat hierdie nie die vallei van die dood is nie, maar die vallei van die skaduwee van die dood. Want die dood in sy wese is reeds oorwin. Nie slegs die skaduwee daarvan het oorgebly. Iemand het gesê dat wanneer daar 'n skaduwee is, daar ernstig 'n lig moet wees. En daar is. Jesus Christus is daardie lig. Die dood staan altyd langs die pad.
waarop ons moet reis. En die lig van die hemel wat op hom skyn, gooi 'n skaduwee oor ons pad. Laat ons dan bly wees dat daar 'n lig is. Niemand is bang vir 'n skaduwee nie. Want die skaduwee kan nie 'n mens se weg vir 'n oomblikstyd nie. Die skaduwee van 'n hond kan nie byt nie. En die skaduwee van 'n swaard kan nie doodmaak nie. Die skaduwee van die dood kan ons nie vernietig nie. Jy hoef dus nie bang te wees daarvoor nie. Want jou herder is met jou, en sy stem klink helder en voorsien kalmte in jou siel. Ja, vriende, net goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. Solank as wat jy in die huis van die Here bly en nie afdwaal en jou eie weg probeer vind nie. Maar as jy luister na die stem van jou herder en hom navolg, ek sluit af. Wat 'n wonderlike belofte is daar nie in hierdie kort, maar kragtige psalm vir ons opgeteken nie. Die Here is jou herder. Hy is jou voorsiener. En hy is altyd daar vir jou. Hy lei jou. By hom sal jy niks kort kom nie. Hy weet wat jy daagliks benodig en voorsien hy in jou behoeftes, nie net in jou fisies nie, maar veral in jou geestelike. Hy lei jou na groen weivelde en hy voed jou siel. Na daardie oase van rus lei hy jou heen, waar daardie lewende water vloei, sodat jou siel vernuwe kan word. Hy voorsien vir jou op daardie paaie van geregtigheid en sal jou nooit alleen los nie. Hy is daar as jy struikel om jou weer op te tel. Hierdie herder voorsien daardie vertroosting en versterking, al gaan jy deur daardie dal van doodskaduwee. Dan sal sy stem nog steeds helder na jou roep. Volg my na. Vandag het jy gehoor dat jy 'n herder het wat aan u wil voorsien. Wat u wil lei na daardie groen weivelde en na waters waar rus is. Dat daardie herder altyd met u sal wees en dat sy stem na u roep. Al wat hy van u vra is dat u op hom moet bly vertrou. Al gaan dit swaar, al voel dit dat jy na die diep moddergat is, weet dat hy nog steeds daar is en dat hy in al u behoeftes sal voorsien. Wil u nie vandag hierdie herder vertrou en hierdie psalm in die hart bære nie? Met die wete dat dit 'n salige belofte vir elke een van ons inhou. Amen. Onse groot en almagtige God, ons opperherder, ag Here, laat u stem helder klink vir ons. Dat ons u stem kan hoor. Ja Here, dat ons u kan navolg, al is dit deur daardie dal van doodskaduwee. Dat ons nie die onheil sal vrees nie. Ja Here, dat ons weet dat u ons lei na groener weivelde, daar waar daar waters is van rus, waar ons siele verkoop kan word en weer nuut gemaak kan word. Ja Here, ons kan net opkyk na u. Ons as nietige skape, ons as u kudde, kyk vanmôre op na u. En ons hoor u stem roep. En ons sal u volg, Here, dag vir dag. Amen.
Liewe gemeente, kom ons staan en dan sluit ons hierdie erediens af met die sing van Gesang 2, Psalm 23, vers 1 en 2, net soos 'n herder. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.